Lukas 24 uit. Dat die kindertjies mag gaan. Ja, die kindertjies mag maar gaan. Yes, Lukas 24. En twee van sy disippels was op dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. 8 myl. Maak 'n notaatjie, 8 myl. Ek weet nie hoeveel is dit in kilometers, maar het was 8 myl. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. Nou, ek wil jou so 'n bietjie agtergrond gee. Jesus is pas in Jerusalem gekruisig. Jesus was hierdie profeet wat baie dinge vir die mense gesê het. Hy het vir die mense hoop gebring, hy het vir hulle liefde gebring, hy het vir hulle blydskap gebring, hy het vir hulle die woord gebring. Hy het siekes gesond gemaak, hy het dooies lewendig gemaak. En baie mense het so uitgesien na Jesus wat nou op die aarde is. En nou het die owerpriesters en die skrifgeleerdes het hom gevat en hulle het hom gekruisig. En baie van sy disippels het gedink, maar wat nou? Hy het al hierdie krag, hy het al hierdie mag, en wie gaan hy dood soos 'n gewone mens? En sy disippels, baie van sy disippels, was baie hartseer. Hulle was ook baie teleurgestel, want hulle het gedink, is hy dan nou nie die koning van die konings en die Here van die Here nie? Is hy dan nou nie die lig van die wêreld nie? Is hy dan nou nie die seun van God nie? Kon hy dit dan nou nie op 'n ander manier gedoen het, laat hierdie ding hom nie oorgekom het? En hierdie disippels was hartseer gewees. Dit was nie vir hulle lekker nie. Nou, as jy teruggaan na vers 1 toe van Lukas 24, en baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. So dis die eerste verrassing wat hulle kry. Hulle kom by die graf en hulle sien, daai steen is weg. Nou daai steen was 'n massiewe groot steen, een mens, en veral 'n vrou alleen kon nie daai steen wegrol nie. Hulle kom by die graf en hulle kom met hartseer in hulle hart. Hulle kom met droefheid, kom hulle na die graf toe. Hulle bring speserye en hulle bring nog linnedoeke en hulle kom om die laaste eer aan hom te bewys en hulle kom om daai stikkende liggaam te verbind en hulle harte verstikken in hulle. Hulle kom by die graf en met die speserye en hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in wit, in blink klere. Hulle is in verleentheid. Waar is hy nou? Waar is hy nou? Wat het nou vir hom geword? En soos wat julle weet, is daar in daai tyd baie stories versprei oor Jesus. En baie van die owerpriesters en die Sadduseërs en die Fariseërs en die skrifgeleerdes het baie stories vertel oor waar hy was. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde toe buig, sê die manne vir hulle, hierdie was engele, waarom soek julle die lewende by die dooies? Man, net hierdie vers alleen, hoekom soek ons die lewendige op 'n dooie plek? Die lewendige pas by die lewendige plek. Amen. Jy soek tog nie lewendige goed in 'n graf nie. Amen. Want dis die plek waar dit dood is. Waarom soek julle die lewende by die doodes, sê die engele. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Halleluja, 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 hy het opgestaan. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en
en op die derde dag opstaan. En skielik het hulle onthou. Dankie tog, hulle het iets onthou. Hulle gaan toe terug van die graf af en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna, sien Johanna, jy is in die Bybel. En Maria, die moeder van Jakobus, hulle noem dit nou die moeder van Jakobus, want Jakobus was een van Jesus se halfbroers, so dit was die moeder van Jesus gewees. En die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En nou, vat nou vers 11, en hulle woorde het hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het hulle nie geglo nie. So, vandag nog, as jy in die samelewing ingaan en jy sê vir mense, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, dan sê hulle vir jou, wat so goed glo jy? Ons glo net in dit wat ons kan verstaan. Baie keer praat jy met jou familie en hulle het nie 'n koek en klou van watter planeet jy afkom nie. Hulle dink jy's op 'n ander planeet, maar eintlik is jy in die gees. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. Oh man, I love Peter. I love Peter. Hy het nie geloop na die graf toe nie. Hy het gehardloop na die graf toe. En toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. En nou kom ons by die les. En 2 van die disippels was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. Nou Emmaus, die betekenis van die woord Emmaus is warm water. Warm water, dit is wat Emmaus beteken. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar, kyk mooi wat sê hulle, mekaar ondervra. Nou ja, mekaar ondervra. So, hoe is dit as ons mekaar ondervra? Jy weet, ons kan gesels, maar as ons mekaar ondervra, is dit bietjie van 'n ander gesprek. Nee, dis bietjie van 'n gesprek van, het gaan bietjie dieper. Weet jy nou hoekom, wat, hoe, waar, wat is die betekenis daarvan? Hulle het mekaar ondervra. En terwyl hulle so loop, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Onthou nou, hulle harte is koud. Hulle harte is koud, want dinge werk nie vir hulle nie. Hulle het geglo, Jesus is dan nou hier. Hulle het geglo, Jesus het dan nou gekom om dinge te verander. En hier gaan Jesus en hy sterf 'n dood wat 'n verskriklike dood is. Dit lyk oënskynlik asof hulle geloof te vergeefs was. Hulle harte is koud. Die geloof wat hulle gehad het, lê in die pad. Hulle weet nie, hulle besluit, hulle gaan nou maar sommer terug huis toe. Nee, as jy op 'n plek is en dis nie lekker nie, dan sê jy, ag, ek gaan sommer huis toe. Hulle het besluit, ag, ons gaan sommer huis toe. En Jesus kom self nader en hy loop met hulle saam, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie herken het nie. Nou, Jesus het op daai stadium 'n verheerlikte liggaam gehad. So hierdie verheerlikte liggaam was effe anders as die aardse liggaam. En hulle oë, sien jy hier, hulle oë is weerhou. Nou, as jou oë nie kan sien nie, jy sien, daar's nooit 'n probleem met supply nie. Die supply is altyd daar, daar's altyd genoeg. Maar as 'n probleem met jou oog. Want partykeer word jou oë weerhou. Jy kan nie altyd mooi verstaan hoekom die Here dinge in jou lewe laat gebeur. En jy sien nie altyd God se voorsienigheid raak nie. En Jesus kom self nader en hy loop met hulle saam, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie herken nie. En hy sê vir hulle, wat se woorde is dit wat julle met mekaar loop en praat? Waarom is julle bedroef? En hier sien ons iets van Jesus. Jesus gee hulle kans om te praat. Amen.
en hulle vertel vir hom en hulle sê, nou, vers 18, en die naam, die een wie se naam Kleopas was, net een van hulle het 'n naam in die Bybel, Kleopas. Hoekom is die ander een se naam nie genoem nie? Ek weet nie hoekom is die ander een se naam nie genoem nie. Miskien is dit 'n metafoor. Miskien is dit die disipel wat miskien my of jou naam op het, wat ons dalk op dieselfde manier opgetree het. Amen. En die loop hulle en hulle harte is swaar. Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En hoekom is julle bedroef? Hoekom is julle bedroef? Jesus kan dit verstaan nie. En die een wie se naam Kleopas was, sê, is u dan 'n vreemdeling in Jerusalem? Weet u dan nie van die dinge wat in hierdie dae gebeur het nie? En Jesus is bietjie moeswillig, hy sê, watter dinge? En hulle sê, die dinge aangaande Jesus die Nasareëner, die profeet, wat kragtig in werk en woord was vir God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf toe en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag van dit plaasgevind het. En hulle harte is in hulle skoene. Maar sommige vroue uit ons was ook ontsteld nadat hulle vroeg by die graf was. En hulle kon nie sy liggaam kry nie. En hulle het gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. Maar sommige van die wat saam met ons was, het na die graf toe gegaan en het gevind, net soos die vroue ook gesê, maar hom het hulle nie gesien nie. Sien, hier vertel hulle nou vir Jesus, hoekom is hulle nou hartseer. Maar die groot ding is, hulle is so teleurgesteld in die Here. Moenie teleurgesteld wees in die Here nie, want die supply is daar. Dis jou oë wat nie kan sien die van die supply wat daar reeds is. God het reeds voorsien. Amen. Amen. So ons sien, soos ek sê, die een se naam is Kleopas en die ander een se naam word nie genoem nie. Sit jou eie naam daarin. Hoeveel keer was jy al wat jy gedink het, die Here gaan my nou help. Hy gaan my nou help. En dan lyk dit asof hy jou toe nou nie help nie. Jy moet jou nou nog 'n jaar wag, of 2 jaar, of 3 jaar, of 4 jaar, of soos Dawid, 24 jaar, of soos Abraham, wat hoe lank moes wag vir sy kind. Pastoor Jan, ek dink dit was 28 jaar, wat hy moes wag vir sy kind, nadat hy die belofte gekry het. Jy sien, die belofte kan nie tot niet gaan nie. Die belofte is ewig, want die Here sê, ek sal nooit op my woord ledig na my terugkeer. Maar jou en my se tydsgleef waarin ons verwag die Here moet nou werk. Dit is altyd die probleem, want die Here het sy eie tyd. Amen. Amen. Jy kry Kronos tyd. Kronos tyd is daai tyd. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. En dan kry jy Kairos tyd. Kairos tyd is 'n voorafgestelde tyd wat God het vir alles wat moet gebeur. So is jou lewensdag opgeskryf in die boek van die lewe. Die dag wat jy gebore sou word, ook die dag wat jy sou heen gaan. Is alles geskrywe in God se tyd. Amen. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan dit nie verander nie. God se tyd is Kairos tyd. En baie van die Jode het gesê, nou wanneer kom hierdie Messias? Wanneer kom hierdie Messias? Wanneer kom hierdie Messias? En God het presies geweet wanneer om vir Jesus na die aarde toe te stuur. Dit was sy Kairos tyd, daai bepaalde tyd. Ok, kom ons gaan aan met hierdie 2. En hulle sê, vers 25 sê hy vir hulle, ok, hy sê, o onverstandiges, met harte wat traag is. Jesus maak hulle 'n bietjie skaam.
Jesus maak hulle bietjie skaam. Hy sê, o onverstandiges, julle wat traag is om te glo. Nou, jou Engelse Bybel sê dit erger. Jou Engelse Bybel sê, oh you fools who do not believe the promises of God. Afrikaans stel dit 'n bietjie sagter. Hy sê, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo. Alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy begin van Moses af en al die profete en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Nou jy sien, ons soek altyd 'n oplossing hier en nou. Ek wil nou beter wees, ek wil nou beter voel, ek wil nou my situasie verander. Soos ek sê, God het 'n Kronos tyd en dis jou tyd, TikTok. En daar's 'n Kairos tyd wat God gesê het, moenie worry nie, dit wat ek gesê het gaan gebeur, sal gebeur op die tyd wat ek gesê het. Dit sal gebeur. Daarin kan ek of jy niks verander nie. Dis geskryf in die boek van die lewe. Amen. Johannes 4 vers 24 sê, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. God is gees, aanbid hom in gees en in waarheid. As jy probeer om God te dien met jou kop, gaan jou kop met jou woer speel. Jou kop gaan vir jou sê, ding dong. Maar as jy God met jou gees aanbid, met jou hart aanbid, sal jy veilig wees. Amen. Nou, Jesus was vir hulle 'n vreemdeling toe hy by hulle aangesluit het. Dus daar's meer as een betekenis. Hulle oë is weerhou, ja, hulle het hom nie herken nie, maar ook, waar was die fokus van hulle gesprek? Was dit in die gees of was dit in die verstand? Verstand. Was dit in hulle verstand? Hulle het probeer om dit te verstaan. Hulle het nie geweet hoe hulle dit moes verstaan nie. Nou, God is gees. Die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Jy kan nie God aanbid met jou kop nie. Jy kan hom nie aanbid met jou kop nie. Jou kop is te klein om God te aanbid. Want God is groot. Amen. Halleluja. Kom ons gaan aan. En Jesus, let wel, hierdie twee disippels, hulle is hartseer, hulle is bedroef, hulle is, hulle voel nie lekker nie. Wie loop saam met hulle? Jesus. Maar hulle besef dit nie. So loop Jesus saam met jou elke dag van jou lewe in jou hart. En jy herken hom nie. Jy sê, is u dan 'n vreemdeling in Jerusalem? Want jy is in jou kop. Nee, hy is nie die vreemdeling nie. Jy is die vreemdeling, want jy kan hom nie sien nie. Amen. Jesus loop saam met jou op jou pad. In Efesiërs 1 vers 8 is die gebed waar Paulus sê, open die oë van hulle verstand, sodat hulle kan sien. Dis 'n gebed. Open die oë van jou verstand, sodat jy kan sien. Nou, mense, baie mense ken die Bybel. Hulle weet van Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomy, Psalms, Psalms, Kronieke, Esdra, Nehemia, Ester, Psalms, Prediker, Prediker, Hooglied van Salomo en so aan en so aan. Hulle ken die Bybel van A tot Z. Maar hulle ken nie die Christus wat hier bly nie. Hy Christus bly hier in my hart. Amen. Dis 'n groot verskil. Kan jy sien wat die afstand tussen hier en hier? Is nogal 'n groot afstand. Nee. So as jy net hier is en jy wil net hier kyk, dan gaan jy heeltyd verkeerde
besluite neem, want jy gaan die hele tyd net met die oog kyk. Nou, Efesiërs 1 vers 8 sê, open die oë van hulle verstand, sodat hulle kan sien, wat is die rykdom van die heerlikheid van Christus Jesus, van die grootheid wat hy gehad het, toe hy Jesus uit die dode uit opgewek het. Amen. Nou, ons moet hierdie gebed bid, Here, open die oë van my verstand, sodat ek kan sien. In 1 Konings 6, 1 Konings 6 vers 16, kry ons die storie van Elisa. En Elisa en sy dienaar is in Dothan, en hulle het so toe gegaan, en die Assiriese koning het hulle gesoek, want die Assiriese koning het gesê, kry vir my daai profeet, ek wil hom doodmaak. En Elisa en sy dienaar is daar. En die dienaar kom na hom toe, en die dienaar sê vir hom, my Heer, het u gesien, hoe lyk dit buitekant? Ons is omsingel met die Assiriese weermag. Hulle het gekom om ons dood te maak. En Elisa die profeet, kyk waar is sy oog? Is sy oog hier, of is sy oog hier? Elisa die profeet sê, die wat by ons is baie meer as hulle wat daar is. Amen. En die dienaar is verstom. Die dienaar sê, hoe nou, ding dong, ek verstaan nie. Want die dienaar kyk, en hy sien, weermag, Assiriese weermag, met wapens en goed. Hier is hy en Elisa, alleenig in die huis, hy en Elisa. Hy verstaan nie, hy is gebaffeld. En Elisa bid en hy sê, Here, open tog die oë van sy verstand, dat hy kan sien. En skielik sien die dienaar dit ook. Hy sien die weermag van God, met perde en waans van vuur, rondom hulle en rondom die vyandelike magte. Hy sien in die geestelike realm, en hy sien hoe het God reeds voorsien, en hoe het God reeds sy beskerming daar gesit. En skielik is hy nie meer bang nie. Daar word vertel van 'n missionary, ek weet nie wat 'n missionary nou in Afrikaans is. Sendeling. Een sendeling, wat in een van hierdie eilande gaan die evangelie verkondig het. En die mense wat daar was kannibale. Okay? Hulle was kannibale. So julle weet wat is 'n kannibaal. En nie nice nie. Ja. En die hoof van hierdie stam, van die mense wat daar was, laat weet toe vir die sendeling, en hy sê, ek kom om jou dood te maak. Ek kom vir jou, ek kom jou dood maak. En die sendeling en sy vrou het gebid, en hulle het gesê, Here, hulle het hierdie skrif gebruik, 2 Konings 6 vers 16, en hulle het gesê, Here, die weermag van God is baie sterker as hierdie ou muskiet, wat probeer na my te kom, en vir ons sê, ek kom jou dood maak. En hulle het toe daai aangekom, die vyandelike magte, hulle het toe gekom na die sendeling se plek waar hy bly, en hulle het op hulle dromme geslaan, vir 'n hele lang ruk, en toe draai hulle om en hulle gaan terug na hulle huis toe. Okay, so gaan 'n jaar verby, en hierdie hoofman van die kannibale kom tot bekering, en hy neem Jesus aan as sy Here en sy verlosser, en hy kom buig voor die Here en hy sê, Here, wees U asseblief my verlosser en my saligmaker. En die sendeling sê vir hom, hoor jy soms, jy nie die ou wat gesê het, jy kom
om ons daai nag te kom doodmaak nie. Die ou sê, ja, die sê ek het dit gesê. Die sendeling sê, nou, kom het jy dit nie gedoen nie, kom het jy dit? Wat is gebeur? Hy sê, ons kon nie verby die manne, die perde van vuur en die manne van vuur, wat met ontblote swaard staan. Ons kon nie verby hulle kom nie. Ons kon nie verby hulle kom nie. En daarom het ons maar huis toe gegaan. Halleluja. Mense, laat ons die Here aanbid. Let us praise God, because God is so good. He's so faithful. Amen. Amen. God sal jou nooit begewe nie. En hy sal jou nooit verlaat nie. Doen jy nou maar net die werk van die Here. Amen. Amen. Doen jy net die werk van die Here. En toe het Jesus begin om vir hulle die skrifte verduidelik uit die profete en in die Ou Testament. Nou ek weet nie, die Bybel sê nie hier in Lukas 24 wat het hy presies vir hulle gesê nie. Maar dit staan nou nie daar nie, maar ek dink nou net by myself. Het Jesus dalk vir hulle gesê, weet julle, in Genesis was ek die saad van die vrou, wat die kop van die slang sou vermorsel. Toe was ek al betrokke. Het Jesus dalk vir hulle gesê, weet julle in Exodus, het elke een 'n lam geslag vir elke huisgesin. Daai lam se bloed het hulle gevat en gestryk aan die deurposte. En dit was die prentjie van hoe my bloed aan die kruis sou vloei vir elkeen van julle. Het hy dalk vir hulle gesê, weet julle, in Numeri was die wolkkolom deur die dag. Die wolkkolom het vir julle koelte gegee. En in die nag was die vuurkolom daar om vir julle lig te gee. Kan julle sien, ek was toe al daar. Ek weet nie. Hulle sê, en Jesus het vir hulle deur die hele skrif gegaan en vir hulle verduidelik hoe hy nog altyd daar was. Halleluja, want hy het nie 'n begin nie en hy het nie 'n einde nie, hy is die Alfa en hy is die Omega, hy het nie 'n begin nie en hy het nie 'n einde nie. Het Jesus dalk vir hulle gesê, in Spreuke was ek jou wysheid. In Psalms is ek jou getroue herder. In Maleagi is ek die son wat skyn met genesing onder my vleuels. Maar hy verduidelik vir hulle die hele skrif. En hy verbind vir hulle die lyne aan mekaar. En hy sê, sien julle daar, ek was daar gewees. Sien julle toe julle daar was, ek was daar gewees. Sien julle toe julle daar was, ek was daar gewees. Sien julle toe julle daar was, ek was daar. Wie van julle het al gestaan by 'n graf van 'n geliefde? Waar was God? Binne in ons. Wie van julle het al gestaan by 'n siekbed van iemand wat baie siek is? Waar was Christus? By jou. Met al sy heerlikheid, met al sy glorie. Amen. Halleluja. Wie van julle se koskaste was al leeg? Altyd leeg. Wie van julle se kar het al gebreek? Wie van julle het al gevoel daar's niemand wat lief is vir jou nie? Yes, weet ek. Waar's Christus? Hy's by jou. Hy's in jou. Hierdie twee disippels, hulle weet nie dis Jesus wat saam met hulle wandel nie. Hy wandel saam met hulle in sy heerlikheid, maar sy heerlikheid is 'n bietjie weggesteek. He will never leave you. He will never forsake you. Hy is met jou elke dag, elke sekond. Moenie bang wees vir enige iets nie. Moenie bang wees vir die dood nie. Moenie bang wees vir enige iets wat jou sal oorkom nie. Want Christus, jou verlosser, is by jou. Amen. Halleluja. Halleluja. En so sien ons in die tuin van Getsemane.
Ek het die skrif hier neergeskryf en ek kry hom nie. In die tuin van Getsemane het Petrus sy swaard getrek en die hoëpriester se oor wou afkap. En Ja, hy Jesus, wil hom ook nie spit, maar toe. ja, hy wou nie die ou se oor afkap nie, hy wou eintlik uitgemik vir sy Senter. in die sentrum is die venter. En Jesus sê, toe vat jou Maar swaard. jy moet dit net noem, toe het hy gekoes. Toe slaan hy sy oor af, ja. Ja, en toe die hoëpriester gekoes en toe slaan hy sy oor af. Nou, Dit was nie die hoofpriester gewees nie, dit is een van die. dit was net, ja, dit was net, Dienaar, ja. ja, maar in elk geval. En Jesus sê vir Petrus, vat jou swaard en sit jou swaard terug. As jy met die swaard wil lewe, sal jy met die swaard sterf. Hoor wat ek vir jou sê. Ja. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Amen. So spreek die Here. Moenie jy gaan met jou fisiese krag en dinge wil gaan verander met geweld nie. Nee, gaan dit nie deur krag of deur geweld nie. Deur my gees, so spreek die Here. Is dit vir jou moeilik by die werk? Het jy 'n moeilike werk met 'n moeilike baas? Hou op om te skinder daaroor. Gaan op jou knieë. Bid vir jou baas. Amen. Is daar iemand wat 'n vyand is van jou? Wat jou ongedoen het? Bid vir daai persoon. Bid. Het jy nou geweet dat gebed is nie net as jy sê amen, dan is daai gebed dan nie. Daai gebed van jou word verwerk. Amen. Daai gebed kom in die hemel, dit kom in die goue wierookbak in. En dit word gemeng met speserye en lekker goed wat aan die brand gesteek word en is 'n lieflike geur wat in God se neusgate opgaan. En dan gee God bevel en hy sê, gaan doen dit vir sy engele. Hy gee vir sy engele dit. Ek wil teruggaan na in die tuin van Getsemane en Jesus sê vir hom, besef jy dan nie, Petrus, ek moet sterf. Besef jy nie dat ek aan my Vader nou bid en hy sal vir my legioene van engele stuur. Nou, ek is nie so slim nie, maar ek het opgelees. Hy sê dit wat Jesus van gepraat het is nou, let wel, hy sê meer as legioene. Meer as legioene, sê Jesus. Dis meer as 72.000 engele. Sê Jesus, ek kan nou my Vader bid, hy kan vir my meer as 72.000 engele stuur om my te verdedig. Maar verstaan jy nie? En een engel is eintlik genoeg. Eintlik is een engel genoeg. Yes, amen. Nou, kom ons gaan aan met die Emmausgangers. En hy het vir hulle uitgelê. En hulle was diep in hulle harte getref. En toe hulle naby die dorp kom waarheen hulle op reis was, het Jesus gemaak of hy verder wou gaan, dis vers 28. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, dis amper nag. Die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. Hulle sê, dis 8 myl, asseblief. Op die stadium weet hulle nie wie die vreemdeling is nie. Hulle oë is nog steeds deurhou en hulle sê, bly by ons, want dit is nou al nag. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en hy dank. Oh, halleluja, halleluja, daar staan die nagmaal. Toe hy met hulle aan tafel was en hy vat die brood en hy breek die brood. Toe gebeur daar iets. Ek wonder, dit staan nie in die Bybel nie, ek wonder, toe hy die brood gebreek het, kon hulle dalk sien die gate wat in sy hande was. En hy het die seun aangespreek.
In 1 Korintiërs 11 vers 23 en 24 kry ons dit. Hy het die brood geneem en gedank en dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here. En toe hulle die brood neem, het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Maar hy, Jesus, het uit hulle gesigsveld verdwyn. Toe hulle die brood vat, jy met die lam eet. Pastor Jan kon sê, ga eet die brood. Dis by die breking van die brood wat ons vind dat die oë oopgaan. Wie van julle hoor die woord vanmôre? Jesus sê my woorde, Johannes 6, is gees en lewe. En dan praat hy van hom as die lam. Hy sê as julle my eet en my bloed drink, het julle my lewe. En dan noem hy dit, dan verstaan hulle dit, dink hulle, hy wil nou, hulle is nie kannibale nie. Kan hulle sy bloed eet nie. Hy sê hulle probeer dit met die verstand verstaan, maar jy moet dit geestelik verstaan. En dan kom Jesus en sê hy, my woord is gees en lewe. Jy sien, wanneer jy die woord eet, gaan jou oë oop. Die Heilige Gees is die gees van die woord. Hierdie woord wat jy vanmôre hoor, hier by Pastor Mentie, wat jy nou hoor, is gees en lewe. Dit het die krag in om jou geestelike oë oop te maak. Amen. Die rede hoekom ons verstand nie verstaan nie, is omdat ons verstand nie vergeestelik het nie. Wie van julle het 'n geestelike verstand ontwikkel? Jy behoort daar, hoe lank is jy al hier? Wat julle nie weet nie, hierdie woord is voedsel. Dit is brood, geestelike brood. Dit maak jou denke, jou sienswyse, geestelik. Jy raak al hoe meer geestelik en daarom gaan al jou geestelike oë al hoe meer oop en snap jy en verstaan jy. Dis wat die brood doen. Dis wat Dawid se tafel doen, Psalm 23. Die hoof raak vet met olie, want jy sit by die tafel, jy eet die toonbrode. Die toonbrode verwys na toonbrode dan. Toonbrode word ook genoem teenswoordige brood. Amen. Wie veel raak teenswoordig? Mense, jy moet net teenswoordig raak. Amen. Kom ons hou op vaak wees. Yes. Kom ons hou op onder narkose wees, aan die slaap wees. Efesiërs 5 sê Paulus, word wakker, sê allemaal wakker, julle wat slaap, staan uit die dode, daai dode toestand tussen jou ore, wanneer jy die lewende woord, Jesus sê, as julle my brood eet, het julle die ewige lewe, julle ervaar die lewe tussen jou ore. Jy sien, die verstand moet vergeestelik, sê allemaal saam met my, die verstand moet vergeestelik, want God is gees. Pastor Mentie het reg gesê, verstand kan God nie verstaan nie. Dis wat die woord sê, skrif vir ons sê. So hulle oë was gesloot. En toe hulle nou die brood, toe Jesus die brood breek, toe beleef hulle skielik iets te maak, word hulle oë oopgemaak. By die brood, sê allemaal brood. Wie wil oop oë hê? Wie wil geestelike oë hê wat oop is? Jy wil ophou kyk na die omstandighede en die omstandighede skreeu vir jou en jy skreeu terug vir die omstandighede en is net 'n geskreeu. Nee man, dat jou oë oopgaan, jou geestelike oë, dan sien jy die omstandighede van wat dit is en dan begin jy lag. Dan begin jy in 'n hoër vlak beweeg. Dan is jy in beheer en hy wat in beheer is binne in jou Christus beheer die omstandighede en los die probleme op in Jesus naam. Sê amen. Amen. So kom ons eet hierdie woord. Dankie Pastor Mentie vir die lewende woord wat jy bring met die gees wat dit dryf. Amen. En hierdie disippels was so bly gewees, want toe weet hulle, Jesus het waarlik opgestaan en Jesus leef werklik. En toe sê hulle vir mekaar, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons gepraat het oor die skrif nie. Nou ek wil jou vra, waarin
die Nuwe Testament in Handelinge, waar was daar vlammetjies wat op elkeen gaan sit het. Handelinge 2 is almal vervul met die Heilige Gees en die vlammetjies het op hulle gedans en die vlammetjies was in hulle harte. Halleluja! Nou, hierdie 2 manne is so opgewonde en ek is so opgewonde en jy moet so opgewonde wees daaroor, want hy het opgestaan en hy is die hele tyd by jou, hy is in jou en dit was nou al donker en alhoewel dit donker was, het hulle opgestaan en met haastige voete na Jerusalem toe teruggehardloop om vir almal te vertel. En hulle boodskap was dus, hy leef, hy het opgestaan, hy leef, hy het opgestaan, hy leef, hy het opgestaan. En hulle het so gejubel, hulle het al die disippels gaan soek en almal gaan opklop wat geslaap en gesê, hy leef, hy het opgestaan, hy leef, hy het opgestaan, sy woord is regtig waar, hy is werklik die verlosser, hy is regtig die saligmaker, hy is regtig waar die seun van God, hy is wie hy gesê het, hy is. En hulle was so opgewonde. En onderwyl hulle nog praat met mekaar, dis vers 36, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Hierdie selfe lot, maar staan al die ander mense, staan al die ander disippels wat hulle gaan wakker maak het. En hulle was verskrik en hulle het bang geword en hulle het gedink hulle sien 'n spook. En Jesus sê vir hulle, waarom is julle ontstel en waarom is daar alweer twyfel in julle hart? Ek sit alweer in, dit staan in die Bybel nie, maar kom, twyfel julle nou alweer? Nee, ons menslike mensdom. Jy sal nou 'n wonderwerk sien net en dan twyfel jy weer. Ag nee man, waarom is julle ontstel? Waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene, soos julle sien, dat ek dit het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle, ai my Jesus, jy het 'n sin vir humor. Nee, hulle kon dit nog steeds nie glo nie, hulle is nog steeds, is dit reg? En Jesus sê vir hulle, het julle hier iets om te eet? Maar wie van julle weet, 'n spook kan nie eet nie. En nie as Vader Christmas kan nie eet nie, want Vader Christmas bestaan nie. En kindertjies. En hulle gee hom 'n stuk vis, gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, en hy het geneem en voor hulle oë geëet. Vers 45, skiep so bietjie. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Jy moet nie die skrif hier verstaan nie. Hoor jy wat ek sê? Jy moet dit hier vat. Moet vir jou revelasie wees. En ek gaan afsluit. Vers 50. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië. En hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, is hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God net geprys en gedank. Al wat jy moet doen, prys hom, dank hom, prys hom, dank hom, loof hom, prys hom, dank hom, halleluja. Kom gedurig met 'n lied in jou hart en kom loof hom, prys hom, dank hom, halleluja, halleluja. Ons gaan die verbondsmaaltyd gebruik. Ek vra almal wat kom help om net gou vorentoe te kom. Ons sien die vers wat gesoek is Matteus 26:51. Matteus 26:51. Van die man Ja. wat oor afgekap het. Die oor wat afgekap is. En Jesus wat gesê, dink jy nie, as ek nou my Vader bid, kan hy meer
as 'n legioen engele kry om my te kon help. Amen. Halleluja. Nou, die van julle, ons het baie jare terug, het ons Jesus in elke boek van die Bybel. Jy sien Jesus in elke boek van die Bybel. As julle dit wil hê, dis voor in my Bybel geskryf. Elke boek van die Bybel kan jy Jesus in sien. Jy kan hom sien in Genesis, jy kan hom sien in Sefanja. In Sefanja is hy die Here wat magtig is om te red. In Sagaria is hy die geopende fontein van die huis van Dawid. En jy sien hom in elke bladsy van die Bybel. As jy die Bybel lees, sien jy hom in elke bladsy. Want hy was nog altyd daar. En hy is nog steeds daar. Amen. Kom ons vat die brood. En as jy nou die brood vanmôre vat, sê vir die Here, open my geestelike oë, dat ek U kan sien en U volg en U glo. Jesus het die brood gevat. Dankie, bring vir my die brood. Hy het die brood gevat en hy het dit gebreek en hy het gesê, neem, eet. Dis my liggaam wat vir jou 'n stuk gebreek is. En toe hulle dit sien, toe die Emmausgangers besef wie Jesus werklik is. Nou as jy hierdie brood vat en jy breek dit, dan weet jy Jesus se liggaam is stukkend gebreek, sodat jou liggaam kan heel wees. Hy het die prys betaal vir jou en vir my. Neem almal en eet. Wie mag almal eet van die brood? Almal wat glo in Jesus Christus mag eet. Amen. Halleluja. En so het hy ook die beker gevat. En hy het gesê, dit is die Nuwe Testament. Dit is die Nuwe Testament in my bloed. Drink, gedenk en glo, dat jou sondes is vergewe. En God het jou aangeneem as sy kind. Halleluja. Halleluja. Kom ons wag vir mekaar. Ons wag vir mekaar. Dat was fyn. Ons wag vir mekaar. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle nie net die dood van die Here nie, maar ook sy opstanding. Kom ons neem almal. Sê dankie Here. Dankie Here. Dankie Here, U het my sondes weggewas. U maak my skoon, U maak my vars, U maak my nuut. Dankie Here, U maak ook my gedagtes vars. My gedagtes nie. Here, open my geestelike oë, dat ek U kan sien, soos U werklik is. Amen. Amen. Johanna, sal jy vir ons kom dank? Ja. Dankie. Sê vir ons daar. Kom dank. Dankie. Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre die kosbare teenwoordigheid kan lees. Dankie dat ons weer opnuut die woord kan verstaan. Hoe U dit oopbreek, soos U die brood gebreek het vir U disippels, so breek U vir ons die kosbare woord oop, dat ons gees dit kan eet. Dankie dat U vir elke ene van ons wat hier sit, verligte oë vir die verstand gee en ons oë oopmaak geestelik, sodat ons die woord geestelik kan verstaan en nie met ons mensverstand nie. Dat U ons sal help, dat ons nie sal lewe in die vlees nie, maar dat ons sal optree ter alle tye in die gees. Ons dankie Jesus vir hierdie kosbare oomblik wat U liggaam gegee het vir ons. Alhoewel dit die moeilikste ding was wat U ooit moes doen, het U dit deurgevoer.
tot op die einde toe. Dankie dat U ons elkeen in die gedagtes gehad het, ons naam geprewel het deur die pyn, terwyl U daar gehang het. En vandag is ons vry, en ons is vrygespreek. Amen. Kinders van God, bloed gewas, deur daardie heilige skoon bloed. Dankie Jesus, ons eer en prys U in Jesus naam, tot in alle ewigheid sal ons dank daarvoor, in Jesus naam, amen. Amen. Dankie. En die disciples was opgewonde en hulle het gerejoice. Dan waar hulle trane gehad het hulle nou nie meer trane gehad nie, hulle het gerejoice. Hulle het gespring en hulle het gedans en hulle was opgewonde en hulle was bly. Laat my dink aan die liedjie wat ons sing, gaan in opwinding, vertel elke